'n gekonsentreerde natriumkloried oplossing ondergaan elektrolise. Watter een van die kombinasies toon die produkte wat by elke elektrode gevorm word korrek? Die korrekte antwoord is D. Kom ons begin met die katode waar reduksie plaasvind. So ons het twee opsies. Of die natriumkatione wat reduseer word, of water. Nou, as natrium gereduseer word, kry ons natriummetaal. Nou, ek weet nie of jy hierdie al gesien het, of in die laboratorium, of iewers in 'n video nie, maar as mens natriummetaal vat, en jy plaas dit in water, gaan dit ewig reageer. Met ander woorde, natriumkatione gaan nie gereduseer word in 'n waterige oplossing nie. Dit beteken dat eerder water gereduseer gaan word. En wat vorm daar dan? Waterstofgas en hidroksiedione. Met ander woorde, B is halfpad reg en D is volledig reg, maar dit kan nie A of C wees nie. Nou is ons by die anode waar oksidasie plaasvind. Wat is ons opsies hierso? Kloried anione wat geoksideer word of water. Nou belangrik, in graad 12 moet jy weet, hier's twee opsies. Een vir gekonsentreerde natriumkloried en een vir verdunde natriumkloried. As dit gekonsentreerd is daar 'n hoë konsentrasie kloried anione wat op die eind van die dag die water gaan oorheers by die elektrode oppervlak en gevolglik gaan die kloried anione geoksideer word tot kloorgas. As dit verdund was, dan sou water geoksideer geword het en dan sou suurstofgas as produk by die anode gevorm het. Die korrekte antwoord is dus D. Waterstofgas en hidroksiedione vorm by die katode en kloorgas vorm by die anode.